Ek dink dis 'n wonderlike geleentheid om kerkleiers bymekaar te kry wat hart vir die Here en vir sy kerk het. Iets te beleef van dat almal wil die beste vir die koninkryk hê. En daar's 'n mooi en hartlike gesindheid tussen die manne en vroue wat saamgekom het. En dit bly altyd 'n besondere geleentheid waar ons saam 'n dag begin om die Here se leiding te vra en dan deur die dag sy leiding te soek ook. Te soek wat is God se wil, en ek dink dis waarvoor ons hierdie tyd hier saam was. Is 'n administratiewe vergadering, maar ek besef ook aan die ander kant is ons besig met sake wat oor groot beleidskwessies gaan, wat belangrik is om op hierdie stadium antwoorde voor te kry, en ek glo ons het dit bidend en 'n mooi gesindheid hanteer ook al die verskillende kwessies wat op die tafel was. Ons het byvoorbeeld aandag gegee aan die barmhartigheidswerk wat die NG Kerk doen. Ons het aandag gegee aan die getuieniswerk van ons kerk. Die gestuurdheid van ons lidmate na die wêreld toe. Ons het aandag gegee aan ons jeug, wat 'n verskriklike belangrike deel van ons werk is. Ons het aandag gegee aan die mediabedieninge van ons kerk. Ons het aandag gegee aan ons predikante en hoe ons met hulle vorentoe gaan. Dan natuurlik is daar beleidsake waaraan ons moes aandag gee. Die Synode van Wes en Suid-Kaapland het met 'n versoek gekom na die Algemene Synode om vir hulle toe te laat om 'n eie proses te hê rondom die belydenis van Belhar. Uiteindelik is daar 'n positiewe besluit daaroor geneem wat vir hulle nou en vir ander synodes die ruimte bied om oor nuwe belydenisskrifte te dink, nie net die belydenis van Belhar nie, en dit te oorweeg en dit na die Algemene Synode te bring vir oorweging, sodat hun individuele synode dit sou kon aanvaar. En dan natuurlik het ons oor dieselfde geslagverhoudings het ons gedink. Dit is 'n lang proses. Dit is nie asof ons nou daarmee begin het nie. Ons kom letterlik oor dekades met hierdie proses. En ons het daaraan baie deeglik aandag gegee. So ons het 'n vol week gehad, hard gewerk, klomp kwessies hanteer.